Hallo julle in en onder. Kom gesels saam met Anita met Charlene Lok. Wat julle meer vertel oor Marabout Charlies, wat weer oop is en reg is om julle met open arms te ontvang. Goeiemôre julle in en onder, ons kuier heerlik hier by the Palm Lifestyle Center in St. Helena Bay en vandag is ons Poppy hier by ons en sy Charlene Lok. Hoekom noem ek jou 'n Poppy? Ek weet nie. Hoekom? Want sy bak koekies. Okay, ja. Cupcakes, lekker goedjies, is 'n pink winkel met 'n kyk hierdie oulike swaai en fotoboek waar ons sit. Dis 'n popwinkel. Ja, dis waar. Ja. Hallo, regte girly. Jy's 'n girly winkel. Ja. Baie welkom by ons vandag. Ons sukkel daarom nou al 2 maande om by jou uit te kom, maar hier is ons. Dankie, ek waardeer dit vreeslik baie. Jou eerste video het so groot impak gehad, so ek wil net sê dankie. Dis 'n groot plesier. Vertel vir ons hoe dit gekom dat jy vandag weer hier sit, want dit is blykbaar nie die eerste keer nie. Nee, so ek het begin, jare terug het ek opgekom met die idee van, ek wil net 'n winkel hê wat cupcakes verkoop. Daar's soveel flavours wat 'n mens kan doen. Ja. En ek bedoel, ek het nog eens by die helfte van hulle uitgekom nie, jy weet. En toe het ek net besluit, okay, Marabout Charlies en ons gaan cupcakes bak. En ek het dit gedoen in Johannesburg vir, dit was net so 'n sideline besigheid. Ja. En toe het ek St. Helena Bay toe getrek, van my huis af het ek dit in George Straat, het ek so 'n pop-up gedoen elke maand. Mense het so my leer ken, en so het hulle obviously my flavours leer ken. En toe life happened, en toe hou ek op bak vir so 3 jaar. En nou is ek terug met 'n bang. En ek net besluit, nou gaan ek winkel oopmaak, en ek is nie 'n dag spyt nie. Wel, ons kykers is ook nie spyt, jy sien, en ons het al hierdie cupcakes geproe, dit is vingerlekker. Dankie. Die passie van jou van bak, kom dit van kinderdae? Nee, ek kan nie eens sê dit kom van kinderdae nie. My ma se oupa, hy was 'n bakker gewees en so het ons geweet hy's 'n bakker, maar dit was nooit regtig iets wat ek geïnteresseerd was. Op skool het ek hotelhouding gedoen en daai tipe goeders ek nooit regtig. Ek het ook na skool nie eens gaan leer nie. Ek het letterlik ek was verveeld eendag en ek het begin lees, die resepte lees en so het ek begin besef wat ek nodig, weet wat 'n mens, as jy kan lees kan jy bak. Ja. En so het ek begin stadig bak en so het ek begin my flavours leer en so het ek net expand op geure en verskeidenheid. So ja, so dit het regtig net gekom van dis klink terrible, maar ek was net verveeld eendag en begin lees. Ja. En 'n cupcake is eintlik 'n baie spesiale dingetjie want 'n mens dink altyd dit is net 'n cupcake, jy gee hom gou vir kinders uit, maar dit is 'n baie spesiale dingetjie. Dit kan 'n hele verjaarsdag koek mee. Exactly. Een cupcake. Een cupcake en al die, soos ek sê, die geure wat daar ingaan. Ek bedoel jy kan kaaskoek daarin sit, jy kan salted caramel insit. Daar's soveel goed wat jy kan doen met een cupcake. Dit is amazing. En soos ek sê, jy weet, en alles gaan vir my smaak. Sodra iets lekker is, jy weet, wat meer soek jy? Ja, nou julle kan sien hier op die Weskus is ons regtig passievol oor cupcakes. En hier in St. Helena by Marabout Charlies in the Palm Lifestyle Center is ons regtig mal oor cupcakes. En ons gaan vir julle ook wys watter verskillende cupcakes sit daar in daai kas wat vir my kyk en wat ek gaan moet eet vandag. Dit is nou maar seker. Maar dan het jy nie net cupcakes nie. Jy het nou vir my gesê jy het bubble tea ook hier. Yes, ek doen bubble teas, dan doen ek tertjies, weet jy, die miniature tertjies. Ek doen ook cookie cups. Dit het explode. Mense love dit. Soos letterlik 'n koekie wat jy in 'n vorm van 'n kap maak. Jy sit enige vulsel in van salted caramels, ganache, jou kaaskoek, you name it, jy sit hom daarin en mense love dit. Die ander goed wat ek maak is jou quiches. Ek doen 'n bacon en eie quiche. Mense love dit. Weer eens is van scratch gemaak. Daai deeg is net iets wat jy nêrens gaan kry sommer nie. Dan jou muffins, jou savory muffins en so ook ander verskillende muffins. Ek is nou besig om in pies in te gaan. So dis nog 'n ek oefen nog daai enetjie, maar sodra ek dit het, dan gaan daar ook 'n verskeidenheid wees. Maar soos ek sê, my cupcakes is my eerste liefde. So ja. Dan help jy ook ander entrepreneurs om hulle goedjies te verkoop. Yes, ja. Ek het die Koeksusse reeks. Hulle is amazing. Hulle bacon jam is soos iets wat jy nie kan verduidelik nie. Ek het nog nooit van bacon jam gehoor. Mevrou sal dit moet doen. Skus Anita.
En dan het jy Henny Sauces. Hulle is 'n plekkie in Johannesburg wat ook by hulle huis begin het en so het hulle net expand met die lekkerste vars produkte, jy weet. Ja. En dan die ander een is die Lana's. So dit is haar konfyt, haar marmalades en daai tipe goeders. So dit is net weer een. En dan het ek 'n dametjie wat bekers doen, Sonel. Ja. Sy maak van die mooiste bekers. Dit is net ietsie weer eens wat jy nie net enige plek gaan kry nie, Ja. jy weet. So ja, so probeer mense almal help, jy weet. En dan het jy jou broer se Yes, jy my broer. fotografie wat ook hier Ja, te koop Gerrit aangebied. Diamond Photography. Ja, so Ja. hy vat foto's van jou veldre, van Rooibaai, van weer die Sint Helena Baai en so het ek nou op die muur en ek moet sê ek nou 'n paar verkoop hoor. Mense loved it. Hulle like om te weet. Ja. Hulle was in Sint Helena Baai. Hierdie portret kan ek op my muur sit en ek was Ja. daar, jy weet. So mense loved it. Wat is jou planne vorentoe? Om bigger en beter te wees. Ek wil regtig 'n sukses maak van hierdie weet ek wil dit is vir my lekker om te sien mense love my produk. As iemand hier inkom en hulle kom weer en weer en weer, daai gevoel van weet jy wat ek doen is dit is 'n passie Ja. en dit met mense is gelukkig. En daai jy weet nie almal wil suiker, weet obviously suiker begin op 'n issue raak, daar's meer en meer diabetes. Dit gaan ek eventually ingaan net om daai mense ook happy te maak, maar vorentoe bigger en beter. Definitief. Nou ja, julle, as julle iemand wil ondersteun wat ekstra moeite gaan doen met wat jy wil hê, dan is ek seker moet jy hier by Charlene inloer. Definitief. Charlene, baie dankie vir jou tyd. Dit was lekker om met jou te gesels. Dit is lekker om hier in te stap en dis mooi en sy's energiek en daar's altyd 'n glimlag. Dankie, Anita. Baie dankie. Ons waardeer jou baie en ons plaaslike mense is regtig baie erg oor jou. Ja, hulle is en amazing ek mense. glo dat die vakansiegangers jou drempel gaan deurtrap. Yes, definitief, ja. Maar net weer eens, soos ek sê, die mense in Sint Helena Baai het my so ondersteun. Ek weet nie om dankie te sê vir hulle nie. Nou sê vir hulle dankie. Dankie, baie dankie vir elke liewe persoon wat hier inkom, of jy nou my goed share, like of iets koop. Julle is absoluut amazing. Ek love julle. Nou ja, as dit nie julle harte warm maak nie, dan weet ek nie. Ja. Dankie Charlene. Dankie Anita. Mooi loop.